Goeiemôre broeders en susters, 'n geseënde Sondag aan u elkeen. Ons verwelkom vir Dominee Skrik vanmôre hier by ons. Ons toetrede tot die erediens kom uit Gesang 284, strofe 1 tot 3, en na die fotum en seëngroet sing ons tot lof van die Here uit Psalm 146, strofe 1 en 3 en 8, die Tosius beruiming. Die wat op die Here vertrou is soos die Sionsberg wat nie wankel nie en altyd vas bly staan. Rondom Jerusalem is berge, soos die Here rondom sy volk, van nou af tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede aan u van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees.
Broers en susters, Christus gebruik die wet van God om te beklemtoon hoe skuldig en verlore ons almal is. Kom ons luister aandagtig uit Eksodus 20 hoe ons dit moet doen. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons het onsself aan God se wet gemeet. As ons eerlik is, sal ons besef dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar. Kom ons sing Gesang 241, strofe 3. God se woord verseker ons van sy genade in Efesiërs 2 vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Kom ons bely ons geloof soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Gemeente, kom ons dank God ook nou vir die verlossing wat hy ons in Christus gegee het. Kom ons sing uit Gesang 260, strofe 11.
Gemeente, die skriflesing vanmôre kom uit Kolossense 3 vanaf vers 12 tot 17. Daarna sal ons 'n gebed saam doen en 'n lied sing, en ek sal nie weer vergeet soos die vorige keer toe ek hier gepreek het om die lied voor die prediking te laat sing nie. Net 'n agtergrond oor vanmôre se diens. Toe Mariaan met my gereël het om vandag sy erediens waar te neem, toe het sy gesê, maar ek moet die huwelik ook bevestig. Toe sê ek, maar kom ons maak die huweliksbevestiging deel van die erediens. Later het sy vir my laat weet, maar dit is voorbereiding ook. Toe sê ek, nie is goed, die woordverkondiging sal dan ook die huweliksbevestiging sowel as die voorbereidingsdiens in ag neem. Kolossense 3. Paulus skryf vir hierdie besondere gemeente, en dan in hoofstuk 2 is bo vers 20 se gedeelte die opskrif: Julle het saam met Christus gesterwe. En dan die verdere opskrif is: Julle is saam met Christus uit die dood opgewek. En dan bo vers 5 van hoofstuk 3, die ou en die nuwe lewe. Nou die gedeelte wat ek nou gaan lees, is deel van die gedeelte onder die opskrif die ou en die nuwe lewe. Julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus. En dank God die Vader deur hom. Tot sover. Ons bid nou saam. Hemelse Vader, dankie dat ons vanmôre U mag aanbid en U mag aanspreek, aanroep as ons Vader. U is by ons. U is nie die ver af onbekende God vir wie ons 'n offer hoef te bring nie. Ons bring ons lewens as offers vir U. Dankie dat U met ons praat. Dat U vir ons op die weg begelei. 'n Pad wat soms steil is, vol struikelblokke en moeilik begaanbaar. Daarom kom ons vanmôre om opnuut weer ons hand uit te steek na U toe. Dat U ons aan die hand sal vat en lei. Dankie vir vanmôre se geleentheid van die huweliksbevestiging van twee persone wat mekaar baie liefhet. Gee dat dit nie alleen vir hulle tot van waarde en betekenis sal wees nie, maar vir almal vanmôre in hierdie erediens.
En ons bede is dat hierdie diens waarlik tot U eer sal wees. En dat ons versterk hiervandaan sal terugkeer na ons huise toe en in die week waar ons werk. Kom rus ons dan toe. Uit U woord. Ons het dit nodig. Dit vra ons in Jesus se naam. Amen. Ons sing nou, dis ook in wese 'n gebedlied, gesang 257, vers 1 en 2, waar ons vir die Here vra, o Heer, maak oop my hart se poort. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons hou mos baie van geskenke. En ons ontvang dit hoofsaaklik as ons verjaar of met Kersfees. En soms kry mense geskenk van waardering van iemand. Ons elkeen kry vanoggend egter ook 'n geskenk. Of liewer, ons word vanoggend herinner aan 'n wonderlike geskenk wat ons lankal gekry het. Die geskenk is egter van so 'n aard dat ons dit eintlik elke dag ontvang. Watter geskenk is hier ter sprake? Ons lees daarvan in Kolossense 3 vers 15. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Maar om te verstaan wat hierdie geskenk vrede is en wat dit behels, moet ons na die vorige verse gaan kyk om dit te snap. Ons doen dit in hierdie voorbereidingsdiens met die oog op volgende Sondag se nagmaal. Piet en Ronel gaan net nou in die eg verbind word en dit het ook wonderlike betekenis vir hulle twee as hulle hierdie besondere huweliksgeskenk ontvang. In vers 12 maak Paulus 'n stelling. Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie liefhet. Met wie praat Paulus hier? Met die gemeente. Waaruit bestaan 'n gemeente? Individue wat saamgevoeg kan word in egpare en gesinne. Dus, as Paulus hom hier gerig tot die gemeente, is alles wat hy sê ook van toepassing op die boustene van die gemeente waarvan egpare
deel is. Dus as egpare moet ons vanoggend mooi luister na wat die geskenktersprake behels. Maar ook as gemeente. As Paulus dan die stelling gemaak het, julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het, vervolg hy met 'n sin wat begin met die woordjie, daarom. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Oor elkeen van hierdie begrippe kan ons lank met mekaar gesels, omdat dit so belangrik is in alle verhoudinge, in die gemeente en in die huwelik. Verhoudings is kosbaar. In hierdie vers word God se verhouding tot ons uitgedruk met die woorde dat hy ons baie liefhet. Omdat hy ons uitgekies en baie liefhet, moet ons meelewend, goedgesind, nederig en verdraagsaam wees. In die proses maak ons die lewe vir mekaar sommer baie mooi. Maar Paulus gaan verder en hy skryf in vers 13 wat 'n verdere implikasie daarvan is dat God ons uitgekies het. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. As gemeente en in die huwelik moet ons geduldig wees met mekaar. En as die geduld dan nou nie hou nie en ons teenoor mekaar oortree, fouteer of sondig, wat dan? Ons moet mekaar dan vergewe. Geen verhouding kan voortgaan sonder vergifnis nie. Ons is nie volmaakte mense nie en dus begaan ons foute en ons doen sonde, nie net teenoor God nie, ook teenoor mekaar. Dit is 'n realiteit wat deel is van ons lewens. Wat egter ook 'n realiteit en deel van ons lewens moet wees is vergifnis. En nou verwag die Here nie iets van ons wat hy self nie bereid was om te doen nie. In die res van vers 13 lees ons, soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Hy stel die voorbeeld. Hy vergewe ons. So moet ons mekaar ook vergewe. Foute in die verlede moet nooit as ou koeie uit die sloot gegrawe word om nuwe situasies mee te hanteer nie. Vergifnis baat nie alleen die oortreder nie, maar ook veral vir jou wat vergewe, want dit laat 'n groot las van jou skouers afval. In vers 14 kry ons 'n opdrag waarvan die uitvoering uiters belangrik is. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. Dit geld vir die gemeente en dit geld vir die huwelik. Liefde is die sement tussen die stene. Dit hou ons stewig by mekaar. As ons die grondwet van die koninkryk van God in een woord kan opsom, dan is dit liefde.
In die gemeente het ons nie juis 'n keuse van wie my broer en suster is nie. Maar in die huwelik het die wederwysige keuse daartoe gelei dat julle die pad verder wil saamstap. Maar in beide gevalle, of ek nou my broer en suster gekies het of nie, in beide gevalle moet ons mekaar lief hê. Want dit is die band wat ons tot 'n volmaakte eenheid saambind. En nadat Paulus al hierdie dinge geskryf het, kom hy by die besondere geskenk uit waarna ek aan die begin verwys het. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Hierdie vrede is die resultaat, die somtotaal van 'n aan God gehoorsame lewe. As ons die dinge doen en toepas waarvan ons in die voorafgaande verse gehoor het, as ons dit toepas en uitleef, is die resultaat vrede. Dit verfyn en poleer verhoudings nog meer as dit vanuit ons harte ons verhoudings verryk in die huwelik, in die gesin en in die gemeente. Maar nou moet ons dit reg verstaan. Ons is nie die oorsaak van die vrede nie. Nee. Christus bewerk dit in ons. En dan vind sy vrede in ons lewens, ja, in ons harte neerslag. Sommige geskenke wat 'n mens ontvang is ornamenteel van aard. Jy hang dit teen die muur of jy sit dit op die rak sodat almal die mooi skildery of beeldjie kan raak sien. Maar hierdie geskenk vrede is nie vir die mooiheid gegee nie, maar vir die praktiese nut daarvan. Dit moet gebruik en aangewend word. Ja, dit moet as dit ware blink gevat wees van al die gebruik. Dit dan laat ons verhoudings skitter. Broer en suster, gaan dink na oor hierdie geskenk vrede wat u van Christus ontvang het in die week wat voorlê, voor Sondag se nagmaal. Kom ons dink na oor ons sondes. Daar is sondes waar ons met gedagtes, met woorde of met dade oortree het. Daar is ook sondes van versuim waar ons nagelaat het om die opdragte van die Here uit te voer. Laat ons hieroor opreg voor God verootmoedig en sy vergifnis daarvoor aanvaar en mekaar dan ook vergewe. Pieter en Ronel, ek weet nie of julle op hierdie stadium van julle lewe nog huweliksgeskenke gaan ontvang nie. Maar ek kan julle van een wonderlike geskenk verseker. Die vrede wat Christus gee. Amen. Ek gaan nou die huweliksformulier aan u voorhou. En hoewel dit net Pieter en Ronel is wat op die vraag gaan antwoord, het baie van u onlangs of in die verre verlede
op hierdie vrae ja geantwoord. So, kom ons luister weer mooi na die huweliksformulier en die mooi inhoud daarvan wat dit vir ons elkeen het. Ja, ook vir die wat nog op pad is om eendag in die huwelik bevestig te word. Pieter en Ronel en gemeente, die huwelik is deur God ingestel toe hy aan die begin gesê het, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. So het hy hulle as man en vrou geskep om mekaar as huweliksmaats aan te vul en by te staan. Om so deur die Here verenig te wees is 'n voorreg, 'n vreugde en 'n verantwoordelikheid. Die huwelik is 'n hegte eenheid waarin daar geen plek vir 'n derde persoon is nie. Hierdie eenheid is die diep geheim van 'n gelukkige lewe, die grondslag van 'n gesonde gesinslewe en die hoeksteen vir 'n stabiele samelewing. Egpare wat in God hul eenheid, geluk en toekoms vind en wat hul lewe inrig onder heerskappy van sy woord en gees, is vir mekaar, vir hul familie, die kerk en die samelewing 'n vreugde, krag en inspirasie. Dit gee aan 'n egpaar die vrymoedigheid om vir sy leiding op hulle huwelik te bid. Man en vrou moet uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig wees. Respekteer mekaar. Piet, as man moet jy jou vrou lief hê soos Christus die gemeente lief gehad het. Soos Christus die hoof van die gemeente is en homself daarvoor oorgegee het, is jy hoof van jou vrou en moet jy haar in liefde dien, lei en beskerm. Ronel, as vrou moet jy weet dat dit God is wat jou aan jou man verbind het, net soos die gemeente aan Christus verbind is. Soos die gemeente die Here liefhet en in gehoorsaamheid volg, moet jy jou man lief hê en hom volg in alles wat reg en billik is. Daarom moet julle albei opkyk na die Here en vir hom sê, aan U bly ons altyd gehoorsaam en getrou. Ons sal U woord lees, dit oordink, ons lewe daarvolgens inrig, saam bid en U saam dien. Leef uit dit wat Christus aan julle geskenk het. En ons het ons nou mooi gehoor wat hierdie geskenk vrede behels. Bou met liefde en in vertroue voort op die mooi dinge wat julle in mekaar gevind het. Vermy selfsug en eiesinnigheid. Dit verbreek die gemeenskap tussen mense. Gee julleself aan mekaar op allerlei maniere, met erns en met humor, in gelukkige oomblikke en in moeilike omstandighede. Moenie toelaat dat iets of iemand ooit tussen julle kom nie. Wees daarop voorbereid dat Satan nooit genoeg neem met wat mooi en goed is nie. Soos wat hy die ongeluk en die dood aan die begin in die wêreld ingebring het, so probeer hy deur die eeue om 'n wig in te dryf tussen man en vrou en tussen egpare en hulle God. Soek altyd jou krag in Christus wat die bose oorwin het. Deur sy woord en gees heilig hy die gesin as sy kerk in die kleine. Piet en Ronel, aanvaar julle alles wat die Here vir ons in sy woord oor die huwelik leer. En om op hierdie vrae te antwoord, versoek ek julle dan nou om vorentoe te kom. Piet en Ronel, aanvaar julle alles wat die Here vir ons in sy woord oor die huwelik leer? Is dit julle voorneme om julle huwelikslewe hiervolgens in te rig en begeer julle om met die seën van die Here in die eg verbind te word? Wat is beide van julle se antwoord hierop? Goed, gee mekaar nou die regterhand om op die volgende vrae te antwoord.
Pieter, verklaar jy dat sover jy weet, daar geen wettige beswaar teen jou voorgenome huwelik met die bruid Ronel is nie? Aanvaar jy almal wat hier teenwoordig is as getuies, dat jy haar tot jou wettige vrou neem? Beloof jy dat jy haar nooit sal verlaat nie? Dat jy haar in liefde sal lei en beskerm, soos 'n godvreesende man aan sy vrou verskuldig is? Wat is hierop jou antwoord? Ronel, verklaar jy dat sover jy weet, daar geen wettige beswaar teen jou voorgenome huwelik met die bruidegom Pieter Venter is nie? Aanvaar jy almal wat hier teenwoordig is as getuies dat jy hom tot jou wettige man neem? Beloof jy dat jy hom nooit sal verlaat nie? Dat jy hom in liefde sal eerbiedig en help, soos 'n godvreesende vrou aan haar man verskuldig is? Wat is hierop jou antwoord? Goed, gee dan nou aan mekaar die ringe as teken van julle liefde en eenheid as man en vrou. Dit is dan nou vir my 'n baie groot voorreg om hiermee te verklaar dat Pieter Albert Venter en Ronel Loubser wettig getroud is. Piet, kus die bruid. Jy kon dit langer gedoen het. Nou is hier 'n baie mooi seënbede. Die gemeente gaan nog later vir julle sing ook. Mag die Vader julle beskerm en lei. Mag die Here Jesus in sy liefde en genade in julle leef. Mag die Heilige Gees julle inspireer tot diens aan God, aan mekaar en aan julle medemens. Mag hierdie seënbede vir julle en julle huwelik en die jare wat die Here julle nog vir mekaar sal gun, realiseer. Die huwelik is iets waarby die kerk, soos wat nou gebeur het, betrokke is, maar ook die staat. Die huweliksregister moet onderteken word en ons kan dit doen terwyl die kollekte word ons nou opgeneem, nie by die deure. Nee goed, maar in elk geval, dit is nie 'n lang storie nie. Ek dink is iets om te beleef terwyl ons nou gou-gou die register onderteken. As ons geskenk aan hulle hierdie mooi seënbede lied of gesang 535, gesang 535, al twee daardie verse. Ons sing dit as 'n seën en 'n gebed vir hulle. Ons gaan vra, staan deur U Gees, o Here, die egpaar altyd by. Maar voordat ons sing, laat ek net vir hulle en vir die gemeente gebed doen met die oog op dit wat ons nou voor ons oë gesien afspeel het en ook volgende Sondag se nagmaal. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U met ons kom praat het en ons opnuut weer daarvan bewus gemaak het dat ons 'n wonderlike geskenk vrede van die Here Jesus ontvang het. Ons wil hierdie geskenk gebruik en toepas in al ons verhoudings. Help U ons daarmee, soos ons heel aan die begin gesing het. Laat Heer U vrede deur my vloei. Ons dra vir Piet en Ronel aan U op. Help hulle op die lewenspad vorentoe. Gee vir hulle baie vreugde in hulle verhouding tot mekaar en ook hulle geliefdes en teenoor U. Seën die gemeente in hierdie voorbereidingsweek en sodat volgende Sondag se nagmaal 'n fees van dankbaarheid kan wees. Seën die leraar, die kerkraad, elkeen wat aktief hulle gawes in diens van die gemeente
en aan die gemeenskap aanwend. Ons betree weer 'n nuwe week met nuwe verrassings, sommige aangenaam, baie onaangenaam. Daar is besluite wat ons moet neem, keuses wat ons moet maak. En ons kan dit maar net doen as ons die pad loop met ons hand in u hand. Help ons om dankbaar vir u te lewe. Dankbaar vir geestelike seëninge, maar ook vir materiële seëninge. U sorg vir ons elke dag vir ons daaglikse brood. Lei ons dan nou verder. U is ons herder. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons sing nou lied Gesang 535, Gesang 535, vers 1 en 2. Gemeente, Piet en Ronel, ontvang die seën van die Here en gaan lewe met hierdie wonderlike geskenk vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen.